Dag sê en welkom. As jy hierdie video kyk, is jy heel moontlik nuuskierig oor wie ons is, die Afrikanerbond. Ons is nie net 'n organisasie nie. Ons is 'n gemeenskap van Afrikaners wat oor meer as 'n eeu reeds werk as die draers van 'n ideaal. Ons is brugbouers aan die skep van 'n beter toekoms vir Suid-Afrika vir almal. Dink aan ons as 'n brug tussen ons ryk erfenis en die belofte van môre. Gegrond op tydlose beginsels is ons hier om te dien, te bou en te verenig. Ontdek in hierdie video iets van die Afrikanerbond en sy voorganger, die Afrikaner Broederbond, wat in 1918 in Johannesburg gestig is met die ideaal om weer 'n Afrikaner trots te kweek en Afrikaner armoede aan te spreek. Die Afrikanerbond word gekenmerk deur ons embleem met die driehoek, sirkel en band. Die driehoek simboliseer die afhanklikheid van die drie-enige God en onderlinge sterkte. Die driehoek is op 'n sirkel geplaas wat eenheid of gemeenskap aandui. Die simbole word gebind met 'n band wat die 6-hoekige vorm binne die driehoek is as teken van die noue verbintenis van samehorigheid. Na meer as 'n eeu het ons deur ons oortuiging en ons visie en 'n reis gewortel in geloof, loyaliteit en aksie in vele opsigte bygedra tot die bemagtiging van Afrikaners. Die kern van die Afrikanerbond is 'n diep oortuiging dat die Bybel die woord van die drie-enige God is, wat elke aspek van die lewe raak. Dit is nie net 'n stelling nie. Dit is ons fondament, waaruit ons leer en wat ons inspireer om met integriteit, geregtigheid en deernis te lewe. Ons sien onsself as Afrikaners, kinders van Afrika, gebore uit 'n unieke geskiedenis. Meer as 2 eeue gelede het ons voorouers hulle self as Afrikaners na hierdie kontinent vernoem. En ons taal, Afrikaans, is hier op Afrika grond gebore. Alhoewel ons wortels terugstrek na Europa, die Ooste en verder, is ons vandag onlosmaaklik verbind aan Afrika en Suid-Afrika is ons verlede, ons hede en ons toekoms. Ons visie is eenvoudig maar kragtig. As Afrikaners bou ons saam aan die toekoms van Suid-Afrika. Uit ons verlede oor vele dekades het ons Afrikaners sedert 1918 bemagtig om 'n bydrae te lewer op opvoedkundige, ekonomiese en politieke terreine en in die daaglikse lewe. Om Afrikaner armoede aan te spreek, het die Afrikaner Broederbond deur sy strukture 'n ekonomiese volkskongres in Oktober 1939 gehou. Hieruit het die Reddingsdaadbond gespruit met 'n Reddingsdaadfonds wat 'n groot aantal Afrikaanse sakeondernemings op die been gehelp het. Deur federale volksbeleggings beperk, kon Afrikaner kapitaal in een maatskappy aangewend word vir die oprigting of bedryf van handels- en nywerheidsondernemings. In ons bestaan in meer as 'n eeu was ons ook direk betrokke by die stigting van Volkskas, wat later Absa geword het. Skole, universiteite en onderwyskolleges het deur die bemiddeling van die Afrikaner Broederbond tot stand gekom. Die leiding is geneem in die politieke bemagtiging van Afrikaners en na die oorwinning van die Nasionale Party in 1948 was die Republikeinse volksideaal sterk op die voorgrond. Die Republiek van Suid-Afrika het in 1961 'n werklikheid geword. In die 1980s was die Afrikaner Broederbond instrumenteel in die soeke na staatkundige oplossings wat demokrasie aan alle Suid-Afrikaners kon bring. Dit het in 1994 gerealiseer. In die tyd is ons naam verander na die Afrikanerbond en het ons lidmaatskapvereistes ook verander. Met nuwe uitdagings voor ons is ons vandag daartoe verbind om die lewenskwaliteit vir almal hier te verbeter, menswaardigheid te bevorder en die groot ekonomiese en staatkundige potensiaal van Suid-Afrika vir almal te ontsluit. Ons fokus is om kapasiteit te bou en 'n netwerk van leiers in alle sektore van die samelewing te ontwikkel en te bemagtig, van onderwys tot besigheid, kultuur tot politiek. Die Afrikanerbond funksioneer vandag binne die balans van die nasionale en Suid-Afrikaanse belang en die Afrikaner belang deur dialoog, netwerke, beïnvloeding, bemagtiging, deur te initieer en te ondersteun, deur altyd 'n positiewe en konstruktiewe werkswyse te handhaaf.
Ons ontwikkel en deel kennis, vaardighede en ondervinding oor kwessies wat ons toekoms direk raak. Ons fasiliteer en mobiliseer ondersteuning en werk saam met ander om dit alles te laat gebeur. Daarom is ons vandag op soveel terreine betrokke. Deur ons netwerke is ons betrokke in aksies wat staatkundige oplossings soek. Daarom is ons in gereelde kontak en skakeling met politieke partye en rolspelers. Ons het die Rapport Onderwysfonds help stig met 'n fokus op Afrikaanse onderwys. Ons het die Afrikanerverklaring help opstel, waarin 'n aantal Afrikaner organisasies, netwerke en leiers hulle self opnuut verbind tot die land en sy mense. Ons werk op vele terreine in die bevordering van Afrikaans en erfenisbewaring. Ons fasiliteer gesprekke en aksies wat eiendomsreg bevorder. Ons lede en afdelings is betrokke by ad hoc projekte wat wissel van droogtehulp, infrastruktuurbewaring en onderwysaksies. Ons lede bly ingelig oor aktuele kwessies in ons nuusbriewe en besprekingsdokumente. Ons gee erkenning aan Afrikaner uitnemendheid met brugboutoekennings en ook toekennings aan jong mense wat op besondere wyse presteer. Ons bemagtig jong mense met kundigheid, kreatiewe denke, entrepreneuriese vaardighede en leierskapontwikkeling om hulle volle potensiaal met veerkragtigheid te ontsluit. Om lede ten volle te bemagtig, rus ons hulle toe met kennis in die gebruik en aanwending van kunsmatige intelligensie. Alles wat ons doen, is in diens van die Afrikaner gemeenskap, maar altyd met 'n oog op die groter welstand van Suid-Afrika. Ons het vandag net soos in 1918 klinkklare doelwitte. Ons mobiliseer die beste talent in leierskap, mans en dames binne die Afrikaner gemeenskap om Suid-Afrika, ons mense en ons lede te dien. Ons bevorder in alles wat ons doen geregtigheid, eerlikheid, wetsgehoorsaamheid, lojaliteit en die etiese waardes wat nou verbind is aan ons fundament van die woord en die Christelike geloof. Ons verklaar dat ons belange onafskeidbaar is van die van elke ander Suid-Afrikaner en elke ander groep in hierdie land. Ons is lief vir ons land en sy mense en ons werk deurgaans aan oplossings om die lewe vir almal te verbeter en daarmee saam menswaardigheid te handhaaf. Ons is hier om te bly. Om te kan bly, nou en in die toekoms, weet ons ook dat mense optimaal kan funksioneer slegs wanneer hulle veilig voel. Fisiek, emosioneel, kultureel en ekonomies in hulle geboorteland. Vry van onregverdige beperkings en met 'n grondwet wat werk vir almal. Ons bevorder die diversiteit van Suid-Afrika en glo dat elkeen 'n veelheid van identiteite kan uitoefen, elkeen in balans met mekaar. Daarom kan ons Afrikaners en Suid-Afrikaners wees, asook wêreldburgers, maar in 'n regverdige demokratiese bestel wat almal se belange dien. Die vaslegging van die hoogste etiese en morele waardes begin reeds in gesinsverband. Afrikaners vra nie spesiale behandeling of regte nie. Vanuit ons Christelik-demokratiese begronding wil ons as Afrikaners help om 'n samelewing te bou vir almal, waarin alle gemeenskappe gelyke regte en geleenthede geniet, waarin elkeen die politieke, ekonomiese en persoonlike ruimtes het om maksimaal en sonder beperkings sy of haar potensiaal te ontwikkel, waarin grondwetlike waardes bevorder word, waarin gemeenskappe veilig is en diversiteit erken en bevorder word, en waarin persoonlike verantwoordelikheid waardeer en inisiatief beloon word. Die Afrikanerbond staan gereed om die uitdagings van ons tyd aan te pak, die verlede se lesse te eer en 'n toekoms te bou waarin Afrikaners as Suid-Afrikaners in vrede, voorspoed en menswaardigheid kan leef. Met geloof, liefde, vasberadenheid, hoop en optimisme stap ons vorentoe in hierdie pragtige land. Ons is Afrikaners wat saam bou aan die toekoms van Suid-Afrika. As dit met jou resoneer, of jy nou 'n Afrikaner, man of vrou, of bloot iemand is wat omgee vir 'n diverse en voorspoedige Suid-Afrika, nooi ons jou uit om by ons aan te sluit. Besoek ons webwerf en sosiale media platforms. Verbind met ons netwerke en laat ons saam brûe bou en saam
'n nuwe toekoms skep.